Sê dankie, is altyd lekker om saam met hulle te bedien. As jy vanavond jou Bybel saamgebring en blaai gerus saam met my na Rigters die 14de hoofstuk toe. En ek wil daar graag vers 5 en vers 6 saam lees. Hy sê, en Samson het met sy vader en sy moeder afgegaan na Timna en Ekjok. 14 vers 5 en 6, ja. Hy sê in Samson, laat ek net kry. Wat gaan dan? Hy sê in Samson het met sy vader en sy moeder afgegaan na Timna. En toe hy by die wingerde van Timna kom, stond daar 'n jong leeu brullend op hom af. Maar die gees van die Here het oor hom vaardig geword en hy het verskeur soos 'n mens 'n bokkie verskeur, sonder dat daar iets in sy hand was. Maar hy het sy vader en sy moeder nie vertel wat hy gedoen het nie. Kom ons bid saam. Vader, met 'n wonderlike voorreg om vanaand in die huis van die Here te kan wees. Dankie dat ons kan verklaar, Here, gaan nie oor ons nie, maar dit gaan oor U. Gaan oor die grootheid, die genade, die krag en die sterkte. En ek wil vanaand bid, o Gees van God, wat alle verstand te bowe gaan, dat U vanaand sal inkom en ons harte sal aanraak. Here, kom val ons toe vanaand met U liefde en die genade. En dankie dat ons weet, Here, U is in hierdie plek vanaand. En omdat U hier is, Here, sien ons kans vanmôre. Ons wil U loof, ons wil U prys, ons wil U verheerlik, want daar is niemand soos Koning Jesus nie. En die volk van die Here sê, Amen. Ek wil vanaand so 'n bietjie met jou praat oor die geveg wat niemand van weet nie. So ontsnaaks dat, toe ek hierdie gedeelte lees, toe sien ek dat Samson word aangeval deur 'n brullende leeu. En ek weet nie van jou nie, maar as 'n leeu op my moet afstorm, gaan ek bitter vinnig 'n plan maak om uit sy bad uit te kom. Nie hierdie man nie, want die Bybel sê, maar die gees van die Here het op hom vaardig geword. Nou, dadelik toe ek hieraan gaan sit en dink, toe dink ek by myself, as 'n leeu toe afstorm, is die eerste ding wat gebeur, jy roep na God. En ek glo dat die oomblik toe hy na God begin roep, het hierdie gees van God so oor hom vaardig geword, dat hy hierdie leeu kon verslaan en kon doodmaak. Maar die Bybel sê, hy het hulle nie daarvan gesê nie. Nou ek wil jy moet vanaand verstaan, daar sekere gevegte wat ek en jy op 'n daaglikse basis doen, wat ons ander nie van kan vertel nie. Ek weet nie of weet jy dit nie. Daar sekere probleme, sekere situasies, sekere dinge wat ek en jy partykeer beklei, wat ek nie wil hê my vrou moet van weet nie, ek wil nie hê my man daarvan weet nie. Jy weet, baie keer kom ons op 'n punt in ons lewe waar dit voel, ons word oorweldig deur hierdie dinge. Ek het gaan sit en kyk na hierdie goed, want daar is soveel dinge. Ek weet, ek het altyd met Annelie so gemaak. Annelie kom altyd sien wanneer ek worry, ek weet nie hoe sy dit reg gekry het, maar sy het altyd gesien. Dan sê sy vir my, wat spou, dan sê ek nie niks nie. Dan sê sy vir my, waaroor worry jy? Dan sê ek, moenie jy worry oor die worries nie, want ek die worry werk doen. Jy weet, ek het altyd probeer om haar te beskerm teen die bekommernisse, alhoewel sy geweet het, ek was vir iets bekommerd. En dadelik toe ek hierdie gedeelte lees, toe kom het maar net by my op, daar sekere gevegte wat ek maar nie kon van vertel nie. Selfs die een wat alles van my geweet het, het van sekere gevegte wat ek moes beklei, nie alles kon weet nie. En dadelik begin die Here met my hieroor te praat, want elke een van ons wat vanaand hier sit, het 'n sekere geveg wat ons baie keer moet beklei, wat niemand van weet nie.
gaan sit en kyk na 'n man met die naam van Abraham. Abraham het geveg gehad en met niemand kon bespreek nie. God gee hom die opdrag om vir Isak te gaan offer. Kom, ek gaan vandag vir jou sê, as hy vir Sarah moes gesê het, ek gaan om vir Isak te offer, het Sarah hom persoonlik doodgemaak. Want jy sien daar sekere dinge wat hy nie met haar kon deel nie. Daar sekere goed wat hy nie eers met sy eie seun kon deel nie, want terwyl hulle loop te sê vir hom, pa, hier is die hout en daar is die vuur, maar waar is die lamp? Te sê, my kind, God sal voorsien. Ek wil dit vanavond verstaan, want daar is sekere gevegte wat ons in ons lewens doen, wat ek jou die waarborg kan gee. Ons het self nie, ons weet nie wat die uitkomst gaan wees nie, ons weet nie hoe dit gaan eindig nie, maar een ding weet ek verseker, God sal nie my ook op my kragte laat versoek of beproef nie. Hy sal my in staat stel om te oorwin, as hy wil hê ek moet oorwin. En daarom toe hierdie gedeelte lees, toe dink ek vir myself, ek wonder, hoekom het Abraham so stil gebly, en hoekom het hy gesê, God sal voorsien, kan ek maar vir jou sê, want die gees van die Here het reeds aan hom geopenbaar. Moenie jy bekommerd wees nie, ek is jou voorsiening, ek is jou God, ek sal jou baie gelyk maak, ongeag wat gebeur. Jy sien, hier het my dadelik laat dink, want wanneer ek in 'n krisis is, en ek kan met niemand praat nie, is die eerste ding wat by my opkom, vrees. Kom, ek gaan vir jou sê, toe hierdie leeu Samson gestorm het, was daar definitief vrees in sy hart. Ek weet nie van een ou wat sal lekker smile as 'n leeu op hom afstorm nie. Nie sy brille op die grond ook nog aankom, jy weet wat hy het dus Samson so gekyk en gesien, hy is alleen op my menu. Hy lyk soos hy. Maar hy sê wat hy nie meer rekening gehou het nie. Samson het dalk nie die krag gehad, wat nie die gees van die Here oor hom vaardig geword het hy hom gevat en verskeur, soos 'n mens 'n bokkie verskeer. En dadelik het hierdie my hart begin aanraak, want ek het begin verstaan, daar sekere stryd, wat ons baie keer stry, wat ons alleen is. En dan het ek nie vanaand mense nodig mee om te praat nie, ek het nie vanaand nodig om vir mense advies te vra, of te hoor wat moet gebeur nie, maar wat ek kan doen is, ek kan aan die gees van God te staan, sê Here, word vaardig oor my, maak my sterk vir die beproewing, maak my sterk vir die stryd wat kom. Ek weet nie wat voor lê nie, ek weet nie hoe ek dit gaan hanteer nie, maar ek weet een ding verseker, my God sal my nie begewe nie, en hy sal my nie verlaat nie, hy smek my tot aan die volleinding van hierdie wêreld toe. Die tweede persoon wat ek oor my moes gaan sit en dink en na hom kyk, was 'n man met die naam van Josef. Josef se broers het teen hom gebring. Daar's 'n roeping op sy lewe, ek wil hê moet dit hoor, ek wil hê elke ou moet dit hoor vanaand. As God 'n roeping op jou lewe het, as God 'n bediening vir jou het, en dis elkeen, want God het jou geskape met die doel, dat die roeping en die bedoeling, die doel reeds daar is. En daarom toe ek hier aan dink ek wonder hoe het Josef se leeu gelyk. Jy sien ek sy broers, wat staan met 'n mes en met sy oorkleed aan, wat die bloed van 'n bok vat en aan hierdie oorkleed smeer, want weet wat, dis al wat hulle gehad het om te doen, dis al wat hulle kon doen, hulle kon hom nie doodmaak nie, want God sou dit nie toelaat nie. Waarom nie? Want die gees van die Here het op sy bediening gerus. Kan ek dit vanaand vir jou sê, miskien moet ons op 'n plek kom in ons lewens, waar ons weer begin vra, Here, laat u gees vanaand oor ons beweeg. Here, laat die Heilige Gees oor ons onvaardig raak, laat ons so kragtig word in die Here, en in die krag van sy sterkte, dat ons sal kan opstaan as oorwinnaars deur Christus Jesus.
met almal kan deel nie. Die Bybel sê dat Dawid het met Saul se dogter getrou en hy die verbondsark gaan haal, en terwyl hy besig is om na die wat se naam toe te gaan, na die stad toe te gaan, toe is die osse half van in die wale tot, en Ussa steek sy hand uit in die wa, en hy sterf net daar. En daarmee kom het by my op, die eerste ding wat God sê is, ek het nie jou hulp nodig nie. I know what I'm busy with. Maar het bring so vrees in Dawid se hart in, dat Dawid die verbondsark mee wil vat na die stad van Dawid in. Hy los hom in die stad langsam. En toe Dawid so oor 3 maande die stad ophou te sien, maar het gaan ongelooflik goed met daar die stad, maar ons sukkel in die stad van Dawid. En daarom begin het in my hart wakker te word, want jy sien, daar sekere dinge wat ek en jy vanaand moet besef, dat wanneer die vyand hier ons kom hy nie om met ons te praat nie, hy kom om te steel en te moor en te verwoes. Hy's besig om te kyk of hy jou kan doodmaak. Hy's besig, hy reeds die planne in aksie. Maar kan ek net maar vanaand vir jou sê, as die gees van God oor jou kom, hoef jy niks te vrees nie, want God is met jou. Hy waak jou toe, hy sal jou beskerm, hy is jou God. Daarom sien ek, dat toe Dawid hierdie verbondsark in die stad van Dawid inbring, was hy so gelukkig, hy het homself uit sy klere uitgedans. Klink nogal bietjie rof. En sy vrou kyk deur die venster, die prinses, Saul se dogter, met wie hy getrou het, omdat hy Goliat doodgemaak het. En hy kyk na, en sy kyk na, en die Bybel sê, sy het hom in haar hart verag. Wat hy eintlik sê is, sy het hom in stilte gehaat. Kom ek wil vanavond vir jou sê, ek het hierdie week met mense gepraat, toe sê die persoon vir my, pastoor, ek probeer so lank as moontlik by die werk wees, en so lank as moontlik by die kerk wees, dat ek net nie hoef huis toe te gaan nie. Toe sê ek, nou hoekom sê jy so te sê, want wanneer ek by die huis is, dan sit ek begin bekleierij, van dat ek instap, tot ek uitstap. Hy sê, daar is nie vrede nie, daar is nie kalmte nie, daar is net een bekleierij. En dadelijk komt in my hart op, en dadelijk, en dadelijk komt het in sy hart op. In my hart op, weet jy wat? Dan is manne en vrouwen wat nie eens na hulle eie huis toe wil teruggaan nie. Want daar is 'n stryd hier binnenkant, wat nie ek of jy van weet nie. Wat niemand van weet nie. Jy hoef nie in 'n huis in te stap met 'n bekleier in jou atmosfeer is, wil jy nie daar wees nie. As daar 'n probleem is, wil jy nie daar wees nie. As jy in 'n huis instap en die atmosfeer is gaga, dan wil jy ook nie daar wees nie. En daarom begin hier met te praat en sê, daar is 'n stryd wat elke een van ons stryd. Daar is 'n stryd wat ons stryd, wat niemand van weet nie. Ek het al met mense gepraat, vrouens wat gemolesteer is. Ek het duidelik met 'n man gepraat van in sy 70 wat gemolesteer was. Nooit vir iemand gesê nie. En dadelik kom het in my hart op, daar is 'n stryd en 'n geveg wat ons baie keer beklei, wat niemand van weet nie. Jy sien, ons is so bang, as ons iets sê, ek wil nie dat dit verstaan vanavond. Want toe Samson praat oor wat gebeur het, onthou julle met die riddel wat hy gemaak het, is
spesies in die eder, soetigheid in die sterkte, met die heuning wat in die leeuw uitgehaal het. Wat gebeur? Toe tel dit, sy geveg wat hy binnenkant geveg het, wat niemand van geweet het nie, het teen hom getel. Daar is sekere gevegte in die lewe, wat ons nie oor praat nie. Ek weet nie of het vir jou sin maak nie. Maar daar is sekere goed wat jy net stil hou. En ek wil vanavond vir jou sê, as jy in oorwinning wil kom, bid dat God, die Gees van die Here, waar jou sal het vaardig word. Samson kon nie die leeuw doodmaak, as die Gees van God nie oor hom vaardig geraak het nie. Jy moet verstaan, in Handelinge 1 vers 8 sê, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En ek hierna gaan sit en kyk, toe begin iets in my hart op te kom, en ek wil begin klaarmaak. Daar was 'n innerlike stryd, wat Jesus beklei het, wat niemand van geweet het nie. Pastor, waarvan praat jy? Hy het geweet hy gaan doodgaan. Hy het geweet hoe hy gaan doodgaan. Hy het geweet wat sy disippels gaan doen. Hy het alles geweet van wat kom. Toe Petrus kom sê, Here, ek sal nooit toelaat dat die sterf nie, toe sê hy gaan weg agter my Satan, want is God se plan. There's a certain thing, a certain fight, that you cannot tell anyone about. Maar wat vir my amazing was toe hy in Getsemane ingaan. Toe los hy vir Johannes, Jakobus en Petrus by die hek. Die ander disippels was nog nie eers naby nie. Hy het hulle daar gelos. Toe sê hy, ek wil eenkant kom om met God te praat. Daar is 'n geveg wat binne in jou woed, wat jy baie keer net met God oor kan praat. Want Jesus kom en hy sê die woorde, hy sê, Here, as dit nie wil is, laat hierdie beker by my verbygaan, maar nogtans nie my wil nie, laat u wil geskied in my lewe. You may not know the fight he's fighting, but he was in a battle for his life. Wil jy dit vanavond hoor? Want Jesus kon die graf toe, kon die kruis toe gaan, as die Gees van God nie oor hom vaardig was. Pastoor, hoe kan jy vanavond so sê, want menslik gesproke, as mense my slaan, en my spoeg, en my met 'n doringkroon my teen die kruis vastslaan, sal die mens in my wrokkig moet het wees, maar omdat die Gees van God oor hom vaardig was, he won the fight by saying, Father, forgive them, for they know not what they're doing. Here, vergeef hulle weet nie wat hulle doen nie. It's amazing dat nergens in die Bybel staan dat Jesus na die tyd met sy disippels gedeel het wat in die doodryk gebeur het nie. Die Bybel sê net hy het gegaan om die
sleutels van graf, hel en dood te gaan oorwin. Daar staan nêrens van die geveg waardeur hy was om dit te moet kry nie. There's certain fights you cannot boast about. Daar sekere gevegte wat jy nie op kan roem nie. Pastoor, hoekom nie, want is nie jy nie. Is wanneer die Gees van God oor jou vaardig raak, dat jy oorwinning sal maak. As ek op Paulus skryf so mooi, hy sê, as ek moet roem, sal ek in die kruis roem. Because it's not about me, it's about Him. En ek wil vra net dat jy sit, sal die goeie oor te maak, jy hoof buig. En ek voel hierdie is baie ernstig vanaand, want hier is mense vanaand wat hier sit, wat deur oorlogsveld gaan, wat deur geveg gaan, you're going through the battle, and no one's knowing what's on your inside. Niemand weet waar jy gaan nie. Jy kan met niemand praat, jy hoor nie. Jy kan nie iets doen om ander mense te vat en hulle te sê, dis wat gebeur het nie. Ek wil vanaand met jou praat en sê, as Samson 'n leeu kon verskeer toe die Gees van God oor hom oorkom, is daar geen oorlog, geen ding wat teen jou kan kom, wat jy nie kan oorwin. Dawid het Goliat verslaan, hoekom? Want hy was onder die Gees van God. Jou oorwinning lê vanaand onder die Gees van God. As jy vanaand hier sit, sê Here, net U ken die geveg wat in my binneste is. Wat niemand van weet nie, nie my man nie, nie my vrou nie, nie my kinders nie. Ek moet gou jou hand opsteek na God, ek wil graag saam met jou bid. Dankie vir die hande wat reg oor die koor opgaan. Wil jou vra as jy vanaand jou hand opgesteek het, sal jy saam met my opstaan. Ek wil graag saam met jou bid, asseblief. Onse Vader, wat in die hemel is, so baie maal in ons lewe, is ons besig met 'n geveg met niemand van weet nie. Miskien beklei ek vir my gesondheid, miskien beklei ek vir finansies, miskien beklei ek teen reëse wat teen my opstaan, miskien is daar dinge wat verkeerd is, maar ek wil vanaand kom en bid en sê, Here, ek kan dit nie doen sonder die Gees van God nie. I need your anointing tonight. Here, baie keer is die grootste gevegte in ons gedagtes, soos wat Abraham 'n geveg gehad het. Of dit werklik God is wat so iets verwag. Hy wil vanaand kom en sê, Here, ek wil soos Samson die leeu vys. Here, as hy my in 'n hoek druk, is dit reg. As hy my probeer doodmaak, dit is reg. Want as die Gees van God oor my kom, kan geen vyandsmag staande bly voor dit wat God wil doen nie. Here, soos ek vanaand trane oor wange sien loop, wil ek vanaand bid en vra, o Gees van God, wat alle verstand te boven gaan, kom maak stil die storm in my lewe. Here, kom gee 'n kalmte
Ek sal weet, ek is nie alleen nie, U is met my. En Here, dankie dat ek vanaand kan verklaar, ek is meer dan oorwinnaar, deur Christus Jesus, wat my die krag gee. Aan U kom toe al die lof en al die eer, en al die aanbidding van ons harte, in Jesus se kosbare naam. En ek dank U daarvoor. Amen en amen. Jy kan die sitplek neem. Wil jy met vanaand iets hoor? Wanneer jy vanaand jy huis toe gaan, en voordat jy die ribbes druk, en sê hy, waar het jy opgestaan nie? It's not your fight. Wanneer jy jou man probeer uitvis, hoekom het hy opgestaan nie? It's not your fight. Daar seker goed, wat ek beklei op 'n daaglikse basis, en weet wat, dis nie jou geveg nie, dis myne. Die verskil is, ek het vanaand vir jou gesê, wanneer jou antwoord, begin soek na die Gees van God, dat het oor jou vaardig kan word. Because when it happens, wanneer dit gebeur, het jy krag, wat niemand by jou kan wegval nie. Amen.